Goeiemôre en goeiemôre aan al ons luisteraars, ons boere, ons landbouers, ons plaaswerkers. Dit is vir my 'n groot eer en 'n voorreg om vandag hier by Brandwag te wees. Dr. Meyer, is baie lekker om met u te gesels, want ek moet sê, as mense die media so dophou, weet ek een ding, ek weet u het 'n hart vir die landbougemeenskap en ook natuurlik die LER vir landbou, so dis baie duidelik waar die passie en waar die hart lê. Wat is die boodskap wat u vandag het vir ons landbougemeenskap? Nou, ons ervaar van die moeilikste komplekse tye, nie net as gevolg van COVID-19, wat 'n globale pandemie is sedert 1918, maar ook die langdurige droogte, veral hier in die Weskaap, sekere gebiede, ook hier in die omgewing. Ek dink dit is 'n hartseer dag wat ook in Suid-Afrika gebeur ten opsigte van die situasie wat ons boere ervaar, beleidsonsekerheid, ook die kwessie rondom onteiening van grond sonder vergoeding. Dit is alles spanning en druk op ons landbouers hier in Suid-Afrika, veral in die konteks dat ons baie boere nou nodig het vir voedselsekuriteit in die post-COVID-19 fase. En vir my, ons het gesien die hart van die boere. In die eerste kwartaal van 2020 het al die sektore van die ekonomie negatief gegroei, maar landbou is die enigste sektor wat positief gegroei het met 28%. Ons het dit herhaal in die tweede kwartaal met 15%. Sowel dit 'n biddag is dit ook 'n dankseggingsdans, 'n diens. En ek is baie dankbaar vir die boere, ons landbouers en ons plaaswerkers. En daarom het ons hier vandag ook 'n biddag, want dit is tyd dat ons weer teruggaan en op ons knieë kom en bid vir reën, maar ook dankbaar is vir wat landbou bereik het in die afgelope 30 jaar. En ek dink vir die volgende 30 jaar het ons langtermynplanne, maar ons het water, ons het reën nodig. En daarom, saam met die Mosselbaai munisipaliteit, die boerevereniging, die landbouers hier in hierdie streek, het ons hierdie biddag geroep. Want ons moet nader aan God beweeg, ons moet nader in die grond beweeg, en ons moet nader aan mekaar beweeg. En daarom is ons dankbaar vir hierdie biddag by Brandwag NG Kerk. Inderdaad gaan die verrigtinge dan ook so oor net meer as 5 minute van nou af begin met die openingsgebed. En dan is dit hoe ons die program begin om die boere van ons gemeenskap se hande sterk te hou en hulle harte weer op te lig en hoop te gee. Hulle probeer alles en hulle moet ook weet dat ons agter hulle staan. Absoluut. Hier in die Weskaap glo ons in landbou, ons glo in ons boere, ons glo in ons plaaswerkers. Want dit saam met die primêre en die sekondêre landbou is dit 11% van die ekonomie van die Weskaap. Ja. Ons moet agter ons boere staan en daarom skep ek 'n klimaat om hoop te gee vir ons boere, en ek sal later ook in die kerk daarvan praat, maar werklike hoop, ware hoop, en dit is my bedoeling om saam met ons geestelike leiers vandag daardie hoop te soek in Christus wat vir ons gesterf het. Die baie betrokke Weskaapse LER vir landbou, minister Ivan Meyer, en ons het nou lekker doorgesels. Dis omtrent 'n minuut voordat die verrigtinge by die biddag vir landbouers saam met minister van landbou Dr. Ivan Meyer afskop hier by die NG Kerk Brandwag gemeente in Brandwag. En terwyl Henry Meyer daar binne by die verrigtinge die openingsgebed gaan waarneem, is ons vandag baie bevoorreg dat die LER self, Dr. Ivan Meyer, gaan die gebed doen vir die landbouers wat luister daar buite. En hy het hierdie gebed geskryf tydens die tyd van COVID-19 vir al ons boere en plaaswerkers, die mense wat inderdaad daar op die frontlinie is. So ek gee nou hierdie mikrofoon dan oor aan Dr. Ivan Meyer, minister en Weskaapse LER vir landbou. Goeiemôre aan al ons boere, ons landbouers en ons agriwerkers. Ek het tydens COVID-19 tydperk, veral hier in April maand, stilgesit en gedink, dit is nou tyd om vir ons boere te bid in hierdie moeilike tydperk. En daarom het ek 'n gebed geskryf en ek vra dat ons hoofde buig. Liewe Heer, ons is in afsondering, maar nogtans weet ons, U het opgestaan om ons vry te maak. Vry van ons bekommernisse, siektes en ons pyn. Dankie Here vir ons boere en landbouwerkers, wat elke dag vir ons voorsien van kos om te eet. Dankie Here dat U hulle elke dag die nodige krag en wysheid skenk om die grond te bewerk. Dankie Here dat U ons elke dag in geloof vervul. Deur U genade en krag voorsien ons boere ons daagliks van die nodige voedsel.
Here, beskerm asseblief ons boere, landbouwerkers en almal wat deel uitmaak van die voedselwaardeketting. Dankie Here vir die deernis met en beskerming van ons boere en landbouwerkers. Boere en landbouwerkers is mans en vrouens wat leef in geloof. Dankie Here dat U ons geloof in U versterk het, deur die opstanding van Jesus Christus. Ons loof en dank U Heer, vir al Suid-Afrika se boere en landbouwerkers, nou en tot in alle ewigheid. Amen.